Goeiedag. Soos jy kan sien het ons die afgelope bietjie tyd in Zimbabwe spandeer. En toe ons daar was het ons ook die Rienes gaan besoek. En toe ek daar tussen die Rienes rondloop, het ek gedink aan 'n gedeelte in die Bybel wat goed hierby kan aansluit. Daar word gespekuleer oor die Rienes dat dit deur koning Salomo gebou is vir koningin van Skeba. En toe ons daar geloop het ek nogal bietjie aan koning Salomo begin dink. Ons weet dit is deur die Shondas gebou in die 13de eeu en dat dit ook 'n ryk koning was wat daar gebly het met baie vroue. Nogal baie aansluiting met koning Salomo. En toe ek daar rondloop het ek gedink aan Salomo wat in 2 Kronieke 1 'n wens van God gekry het. God het vir hom gesê, sê vir my, wat moet ek jou gee? En het jy al gedink wat ek en jy nie kan wens as ons so iets van God kry nie? So 'n wens wat ons weet waar sal word. Wat sal jy voorvra? Ek weet die meeste van ons sal vir rykdom vra. Ons is nie vir rykdom vra nie, 'n gelukkige lewe, 'n suksesvolle beroep. Daar's soveel goed waarvoor 'n mens kan vra. Maar wat vra Salomo? Hy sê vir die Here, gee my nou wysheid en kennis. 'n Mens wil amper vir hom vra, maar jy het jou kanse nou verspeel. Hoekom vra jy nie vir iets anders nie? Die dood van jou vyande of dalk rykdom nie. Wysheid en kennis. Maar Salomo vra wysheid en kennis om die volk te kan regeer. Wysheid in die Ou Testament word baie keer verwys na wysheid wat uit die hart uitkom, 'n gesindheid. Die boek Spreuke, wat ons dink deur Salomo geskryf is, of wel dele daarvan, begin in die eerste hoofstuk en sê, kennis lê nie in boeke nie, maar kennis begin by die dien van die Here. Die woord kennis hier, as mens dit letterlik vertaal, verwys ook na 'n beeld, 'n verhouding tussen God en mens. So die regte verhouding tussen God en mens gee aan jou wysheid, nie noodwendig boekekennis nie. En dis waarvoor Salomo vra. Hy vra dat God hom so sal lei, dat hy reg kan reageer, dat hy die wysheid en die insig het, in sy verhouding met God, om God se liefde te kan uitleef en vir die mense te kan leer. Wat moet ek en jy vra? Wat moet ek en jy bid vir God? Rykdom? Geluk? Ek dink ons moet maar net vra vir wysheid en kennis. Ons kan maar net vir God vra dat ons die insig sal hê om te doen wat hy vra. Want eintlik het God dit al eintlik vir ons gegee. In Jesus Christus het hy eintlik alles vir ons gegee. In Jesus Christus het hy vir ons gewys wat liefde beteken. Wat hierdie wysheid van die hart beteken. As ek en jy naby aan Christus lewe, sal ons weet wat God van ons vra. Dan sal ons besef dat God van ons vra om liefde teenoor ons naaste uit te leef. En as jy iets van hierdie kennis of iets van hierdie wysheid het, dan sal jy, as dood dalk op jou pad kom of in jou familie kom, die geloofswysheid hê om dit te kan hanteer. Dan sal 'n mens, as dit voorspoedig gaan met jou, nie hoogmoedig word nie, maar besef dat alles van God afkom. Dan sal 'n mens 'n gelukkige gesinslewe hê, omdat jy bereid sal wees om te vergewe en opofferings te maak. Wat sal ek en jy vra? Wysheid en kennis? Of gaan ons weer vir onsself kies? Rykdom en geluk? Mag jy iets van God se liefde verstaan. Iets van hierdie wysheid en kennis wat ons kry as jy in 'n noue verhouding met hom lewe. Want as jy iets hiervan verstaan, kry 'n mens 'n gelukkige lewe. Nie noodwendig altyd rykdom nie, maar 'n gelukkige lewe omdat jy deur jou geloofsbril 'n ander werklikheid sien. God se werklikheid. God wat in beheer is. 'n Vader in die hemel wat vir jou lief is. En daarom word ek en jy bereid om hierdie geloofswysheid, hierdie kennis wat ons het van die hart, uit te lewe na ander toe. Dieselfde liefde wat ons van God af gekry het, toe sy seun vir ons gesterf het.
daardie liefde wat opofferings maak. Mag jy dit so verstaan, hierdie wysheid in die dag lê, om dit ook teenoor ander uit te leef. Mag jy in die komende week, in die jare wat voorlê, iets van wysheid verstaan. Mag jy vir God vra om aan jou kennis en wysheid te gee. Tot volgende week.